Here, jy weet moes ek Ja, jy kom die waarheid nie graag daarna nie. Ja. Hou hierdie groot manne van ons en die minister van verdediging en almal is daar. Hier by Potchefstroom by die toetsterrein. Ek laat nie militêre geheim uit nie want dit het 'n rukkie gelede al gebeur, Jan. Gaan toets hulle 'n nuwe ding van ons, 'n nuwe missiel wat jy skiet. En as jy daai ding laat los daar waar hy val, is die hel los, sê ek vir jou. Wie jy, dis een van die vreeslikste. Ek glo nie ons het al teen iemand gebruik nog of genasie nie, want hulle sal nie kan staan nie. Maar in elk geval daar, al die hoogwaardigheidsbekleerders en die professors en die hoof van krijgkorps, die manne is daar. En hier sit hulle nou so onder skerm en hulle stel hierdie ding en sit om 'n gear en trek die chokes so goed uit. En hulle laai daai ding en daar so 'n toetskoppie daar. So 'n eentjie van die waar hulle nou sit daar, Jan. En hulle breek los met daai ding en hulle skiet in daai, maar jy sien net daai magtige wolk, een groot rookwolk en bome waai en torrelduwe vlieg dubbel die spoed. Jy weet, hulle vlieg deur die klankgreep. Die mossies en die hoenders vlieg agteruit. Maar as die hoenders nie is 'n verbaargebied, man, jy maar as daar hoenders was. Jy weet van die hele spul niks nie. Ek jou vertel, hulle sê jou nie genooi nie, ek was daar. In elk geval, daar smel die klippe en dit kom daar af en is 'n magtige stofwolk. En hieronder kom die wolk aangerol na die mense wat nou kyk na hierdie nuwe wapen van ons. Wie hulle kyk nog so ademloos na die verwoesting. Toe kom daar 'n man met 'n perd met so 'n bles uitgejaag. So uit die stof uit met 'n saddleback met 'n sakkie meel en 'n bietjie biltong in en 'n motmouser oor die saalboom. En hy kom so by hulle uitgejaag en hy trek sy perd en hy sê geen hel om wat Christian de Wet sê nie, maar nou gee ek oor. My liewe broers en susters, ek wil graag vandag met u praat en wel na aanleiding van wat ons saam lees in my Sari Mare. My liewe broer en suster, ek wil hê dat u daarop sal let dat ons hier te doen het met 'n spesifieke jong meisie. En met 'n besondere jong meisie. Dit is nie enige Sari nie, want sê die jongman, my liewe broer en suster, my Sari Mare. En sy van hierdie Sari van hom, luister mooi, my Sari Mare, sy is so ver van my hart. En nou moet jy daarop let dat hy nie sê dat sy so ver van my af is nie, want dit sou beteken dat hy haar nie meer kon sien nie, dat sy weg was, dat hy haar nooit weer sou kon besoek nie, maar hy sê uitdruklik, sy is so ver van my hart. Met ander woorde, ons lei daaruit af, dat sy so dikwels met jong mans en meisies gebeur, dat hulle keis in die keis breek, om net weer eens die keis op te maak, het hierdie twee die keis gebreek, sodat sy nie ver van hom af was nie, maar dat sy ver van sy hart was. En dan sê die jongman in die pragtige gedeelte, luister wat sê hy, maar ek hoop om haar weer te sien. Wat 'n wonderlike gedagte. En dan moet jy daarop let dat hy nie sê dat ek hoop om haar weer te soen nie. Nee, hy het besef dat is verby tussen hom en sy Sari. Hy sal haar sien, maar soen sal hy haar nooit weer nie. En dan kom daar die pragtige tafereeltjie geskilder, as hy sê daar onder in die milies, by die groendoringboom, o, my liewe broer en suster, kan jy vir u voorstel, hoe dat hierdie jong man en sy meisie in hierdie milies afgeloop het, en hoe dat hierdie paarse miliebaard, en miskien teen haar gesig gewaai het, en hoe dat hierdie jong man, en miskien vir sy meisie gesê het, en miskien het hy vir haar gesê, my Sari, het hy vir haar gesê, miskien, my Sari, ek het jou lief. Wat 'n wonderlike gedagte. Onder in die milies by die groendoringboom, let wel, daar het my Sari nou nie meer gewoon nie, maar daar staan uitdruklik geskryf, daar woon my Sari Mare. Met ander woorde, hierdie jong man en meisie het maar net weer eens die keis gebreek om hom weer op te maak, soos dit hulle gedoen het, en sodat sy kon sê, uiteindelik, daar woon my Sari Mare, en dit alleenlik, omdat 'n jong man hierdie pragtige gedagte by hom kon hou, deur te sê, maar ek hoop om haar weer te sien. Baie dankie.
Maar daar is het rustig nou, die mense het graag gesing, jy weet nou jou eerste en jou tweede stemme. Julle praat van tenor, ons gesê die tenor, daai oude spesiale stoel, hy sit so dat jy weet dat hy kan hom lekker, dat hy kan gehoor word. Bas, jou slapbas, dis nou ou wat lekker bas sing, hy sing slapbas. Nou, daar sing die mense voor die diens begin, sing hulle so lekker, 3, 4 gesange, man, jy kry hoendervleis, mooi, iets wat nou regtig vir die oor, dis mooi. Maar daar was net soveel mense daar was daar nou honde ook gewees. Daar was 'n ou hond, ou Blesman, hy het die Saterdag aan seker moeilikheid opgetel en die Sondag, toe die diens begin, toe is hy nou in 'n bad mood, soos Arno van der Hand is. Nee, ek voel al beter. Voel jy al beter? Nou sit hy, die mense nou begin sing, nou sit hy voor die deur, hy kyk nou hier die Johannesburg, hier waar ons die kant toe, kyk hy nou. En hy vat hom so 3 keer, nou hy so gaan hy nou op met die noot. Nou hoor hy hom so vir 'n minuut so, en dan vat hy hom weer onder. Maar dit maak toe nou hier in die, waar die diens nou plaas van die schiet, dat toe 'n halve chaos af. Want hier verloor 'n man die noot, en Blesman raak toe half of hy nou die diens oorraak. En die manne gaan nou so met die sing, en toe sien oupa later, maar hier kom 'n lelik fout met die sangry, en hy knik vir met sy een ou broer, sit so by die deur, hy knik vir hom. Dit beteken hy moet vir Blesman gaan wegvat. Maar nou stap hy met die gesangboek uit. Sing. Maar Blesman sit met sy rug na die hele, hy is hartseer. So hy loop trap nou vas en hy skop vir Blesman hier tussen die blaaie. En soos hy nou huil, gaan die ding nou 2 oktawe nog hoor. En daar slaan die ou broer toe nou oor op die noot wat Blesman nou vir hom gegee het. Maar die kale man hier. Ja, lekkerheid is 'n man wat nou voorgesing het. Blesman is toe nou die stem vir ek sien wat hom sommer opvat. Die Blesman het nou net die noot vir hom aangebied, die chant, en hy's weg. Nou stap die ou broer terug, sing, nou terug na die diens toe. En binne is hulle nou nog steeds met die gesang, die sing mos alle versies, net een nie. Maar toe hy nou inkom, toe is dit chaos. Toe hy Blesman se noot buite, maar toe is dit chaos. Hoe dit sing en dit stop en hier. En oupa wys toe nou vir die hele mense, die familie daar, stop. Oupa sê vir hom, "Jong, ek vra jou nou om die ou lady hondeloop stil maak. Hoekom jy nie gelos en nou kom jy terug, nou kom vervuil jy dit erger as wat Blesman het nou heel hard vervuil." Ek mos net onvertelbaar storie. Die program het jy almal lag mos, maar myne is smart. Ons moet een ander program maak met net trane, weet jy. Nou, ek kan nou begin. Ek sal nou vir jou begin. Hoor net daar, jy. Ja. Jy weet, ek sê jou nou, ek sê nou 'n traan by jou trek, jy wil jy weet. Ek jou Vertel, ja. Ek sê jou vertel van my groot ontmoeting met Anna met die dood. Dan sê jy, dit gebeur met my, Jan, ek lieg nie vir jou nie. Hierdie Anna en haar ma, hulle bly oor in die rivier. Nou sit ek rustig, jy weet, dit is somer en is lekker. En alles gaan goed, die voeltjies sing. Hier kom Anna en haar ma. Nou, ken jy blamage? So half. Dit is 'n wit pudding wat drul as Jan hom raak. Nou Anna het 'n rokkie aan wat nou te klein is vir haar. Nou as haar hele lyf is nou blamage. Ja, kyk, die rok hou haar nou teë hier in die middel waar dit moet toe wees. Maar waar dit nou uitpeel, dan is dit so, maar laat ek nou hulle sê hulle is sterwende, ek moet hulle vat. Is nou al geleentheid dorp toe. Nou is ek so half beskroomd want jy weet daar's nou soveel goed wat sigbaar is dat jy nie wil nee sê nie, jy's te skaam om nee te sê. Nou sê ek goed, ek sê hulle vat, nou het ek net die trokkie op die plaas. Nou die Japanees wat hom uitgedink het goed gedoen, is 'n goeie trok. Maar hulle het nou so half vrag bakstene agterop. En ek sê nee, maar goed, ek sal dit gou vat, maar daar's nie tyd nie want dit is nou 'n sterfgeval en dit sal gou oor wees. Meneer Plessis, dit sal gou oor wees. Ons weet. Nou goed, ek sê vir Matthewus, laai gou 'n paar bakstene af, daar's nie tyd nie. Nou is ons 'n half vrag bakstene. Sit ons drie voor. Nou sit haar ma daar aan die ander kant van die bakkie. So 2 voet. Nou sit Anna.
Nou dan sit ek. Amper jy nie laas die doodplek. Nou ek is nou hier diskant in, jy sien. Maar nou dis nou moeilik om te beduie sonder om snaaks te raak, maar nou het Anna sit nou so weerskante van die geerliewer sien. Die rathefboom is nou met permissie gesê nou tussen Anna se knieë. Ja, ons ry mos nou Nou op maar so hierdie klein ja, karretjies. nou jy weet ons nou waar se tweede rad. Nou goed. Nou ry ons. Nou begin ek eerste rad. Jy weet hy's nou bo en veilig. Nou ry daar so 'n stukkie singplaat. Jy ken ons daai pad daar by die plaas. Nou is ons daar weg. En jong, nou dan begin die wiele op die singplaatpad en dan vat die vere so 'n bietjie van die ding weg en dan uiteindelik dan drill ons hier binne. Nou jy weet Anna se rokkie het nou opgeskuif, hy sit hier. En nou sien ek hierdie bibberende vlees van Anna hier om die geerliewer en ek is in eerste rad, ek kan nie uit nie. Jy sien nou. Nou sit jy en dan maak jy nou maar oë toe, jy weet, en dan vat jy daai geerliewer en dan weet jy Amper kry sy seer ook. Jy's 'n sek. Nee, ek kan nie met soveel op holsterie kry nie seer nie, maar in elk geval nou. So gaan ons nou begin haar ma aan die ander kant want ons ry nou na die sterfgeval toe. Nou begin haar ma vertel van hoe hulle sterwe. Nou ja, hulle sterwe almal moeilik. Daar's niks gelukkig soos 'n hartaanval of iets nie. Dis lank. En almal sterf nou met 'n gesangvers op die lippe. Gesange wat ek nie ken nie. Jy weet, sommer so Hollands is dit almal 'n Hollands ook. Dit was hulle laaste woorde. Maar kan jy nou voorstel, ons ry nou na 'n sterfgeval toe. Daar klink die dood woord vir woord. Hier sit Anna se vlees en bibber. Die ene lewe. Hier sit ek in die trok labor. Ek bedoel, want ek kan die ding nie weer terug sit derde rad toe nie en daar so skoop. Ja, in elk geval. Nou is ons met die storie is ons nou weg. En uiteindelik, dis nou weer so 'n plot waar die man nou sterwe. Nou sit ek op die stoep en is warm en is nou in die middag, jy weet, naderhand en ek wag en dis ure wat omgaan. En jy weet, is daai soort van dae wat die vliee is te lui om te vlieg, hulle stap sommer so rond. En die koffie is range en hier sit jy, hier binnekant sterwe die oom. Sy, die vrou wat hom oppas sê nou goed. Sy gaan so lank vir die begrafnis goedkoop, maar die oom is nou nog nie dood nie. Hulle sê vir my, ek moet net hoor dat hy nie stik nie. Binne in die huis is Anna en haar ma besig, maar goed, nou sit ek hier teen die muur. Nou tussen hierdie lui vliee, jy weet. En daar begin 'n ding hier binnekant. En daar iets wat so klink. En dan sê jy vir oor hulle pa, dinge gaan nie goed hier nie. Want hulle het nou vir ou Tansannie gevat en dit vir haar nou gemaak 'n huishulp. Nou begin ek al, jy weet, die gesprek met oor hulle pa begin my nou interesseer. Ek sê dit is 'n storie van smarte want nou sy besig kom ek naderhand agter om boodskappe. Die ou sterf nou so, hy's nou die vinnigste oorkant. Nou moet hy vir die mense oorkant boodskappe vat. En sy gee hier diskant en sy gaan aan en toe naderhand toe begin sy praat van Anna. En sy begin nou vertel wat Anna aanvang. Nou moet ek jou sê dis iets om na te luister want Anna laat haar nie onbetuig onder die manne van die rivier nie. En Anna hoor dit daar binne in die huis en Anna trek los. Uiteinde van die saak is om 'n lang storie kort te maak, hulle is naand daar uit want nou wil Anna wil nie hê hulle moet voor die sterwende moet hulle nou te veel sê nie want hy gaan nou oor hulle man wat verbrand het met 'n yster gaan hulle vertel oorkant. Nou staan hulle onder die vyeboom, ek is agterna, nou staan ek en luister na Anna se sondes. Intussen stik die oom. En toe is alles nou verby. En Anna het nie kans gehad om 'n ding reg te stel Nee, of te probeer 'n bietjie. Nou ry ons aan Vielderraad terug, jy sien. Nou ry en toe gebeur daar nou by my iets poëties want ons het die oom met gestik, ons het hom omgekeer en alles. En toe sê die tannie daar, so sit sy so, jy weet, terwyl Anna hier tussen ons bibber sê sy, hy het vir my so mooi stil gesterf. Dat 'n mens nou moet sterf met gesang, soveel op as sy lippe. En sy haal aan. Dis vir my nou my soort treurige goed wat met my op die plaas gebeur, ja. Maar is daarom nou agter die rug. Daar kom weer, en kyk, toe ons afklim, toe kyk Anna my so, en sy sê vir my, ja, jy het nou miskien vandag te veel gehoor, maar ek bly net hier oorkant. Pieter, daar kom nog 'n boodskap. Sy pa het hom gestuur
om die saal in die toom te gaan teruggee wat hy by die buurman op die ander kant te plaas geleen het. En toe sê hy nou, met die ding wat hy nou daar, die saal in die toom terugvat, toe sien hy, maar die oom daar op die ander plaas het so 'n mooie dogter. En toe besluit hy, maar nou moet hy by sy pa die Dodge trokkie kry, die Saterdag aand, laat hy daarom nou kan gaan kuier. En sy pa wil toe nie, maar nou konnekteer hy die middag al die hele besigheid aan mekaar, maar dis 'n ou Dodge wat hy daar onder die hoenderboom uitsleep, maar hy kry hom toe nou aan die gang. Hy sê, maar toe hy nou, soos hy nou daar vir jou oom verduidelik hoe die ding gebeur het, jy weet, toe hy hom nou so geskrik, laat hy nou heeltemal deur mekaar praat. Hy sê, maar ek vat hom daai lang afdraande af waar net daar waar die rivier is en net oor kan die rivier is mos die oom se huis daar tussen die bome en ek sien dat ek kom net so en sy gear in kry en hy wil nie daar in en ek ver kom in die second gear in en ek vat hy briek en ek vat hom eens boom en ek vat hom en ek vat weer hy en ek vat hy briek maar daar briek en ek is deur die rivier maar nie by die drif nie en ek is in die oom se sitkamer maar nie by die voordeur in die en die oom staan so op en ek help hom en ek sê vir hom oom, my pa sê nogmaals baie dankie vir die taal en die teen. Ek gaan werk soek in Durban en hy kon nie werk kry nie. Nou hulle het 'n blikkie wat hulle noem die papa's, wat hulle nou hulle kossies insit. En hy kon glad nie werk kry nie. Hy is toe naderhand terug in die rigting van die Shawiese wêreld, daar by die Royal Golf Club verby. En hy kom daar en hy het vir die eerste keer in sy lewe belewe hy 'n mens wat golf speel. En die ou Zulu begin lag, want daar het 'n Indiër heilige bok gestaan in 'n koelte in Wy. En die ou wat speel het die bal 'n bietjie skeef geslaan, toe slaat hy die bok raak. En die ou Zulu het die spulletjie nou bekyk. En hy is toe nou op pad terug, Zululand toe, die Shawiese bergies op daai mistige wilte op en toe hy nou so aanstap na sy huis toe. Toe kom die ou familietjie nou aan en die ou Zulu lag. Hy lag, trane loop soos hy lag. En soos hulle nou aankom, gaan hy nou vir hulle klop hulle in daar, hy gaan nou vir hulle vertel wat hy in Durban gesien het. En hy kom toe nou, hy sê, ngibone ingane kwane tehui, badlala into bathi yigoluf, ibholwane kungaka nje. Ikhona iy'nkunyana ezingaka bayifaka utshanini, sebathatha le bholwana bayifaka ephekwana lenkonyana. Lo mluku unekepisi, ikepisi sinje, isisu singaka, ibhluku liboshe lapha. Nkosi yami, ukhona umfana lona omncane ohamba ngamasaka lana ohamba amasaki langaka. Esekhethe le bhola nankunyana ebeseyifaka phakathi ke manje. Hawu Nkosi, nansi imbuzi yama-Indian imeli ingazilutho ihlezi eceleni khona. Uyiqondisa le bhola manje uyifaka khona lapha lo mluku. Wathi-ke manje ethe inyakaza lo mfana uyama nje eceleni uyamhlola nje. Naye futhi unekepisi. Nkosi yami wathi wayiqondisa ingane ibhola engaka. Uyiqondise kanje. Manje uyiqondisa le ibhola kanti nansi imbuzi ingazilutho. Wathi wayiqondisa le bhola, wathi wayiqondisa ingalo, wayehlisa ikhanda, wakhipha amazinyo. Wathi ikhanda liqonde kanje, kanti imbuzi imale ingazilutho, iyadlula. Nkosi yami wathi wayisuka lele bhala, kayibona ingane kwane nje. Ibhola lena wayinyakaza isagili singaka lengqubu uyithathe. Wathi wakhipha amazinyo, waqondisa ingalo, wayehlisa ikhanda, wayisuka la wathi
sê die man, hy staan aan die bar, hy werk in die kroeg. As niemand in die bar is, net hy en 2 ouens sit hier by die hoek, maar hulle is nou ver in die weer, laat aan. Maar die heel een kant van die kroeg is nou 'n spieël, zo'n groot spieël. Hy sê, man, hy maak ons nou 'n studie van die dronk mense, hoe hulle deur hulle stadiums gaan. Hy maar hierdie 2 manne is nou vuurwarm. Nou staan die een op. Hy kyk so op daar na die muur toe. Hy sê, Piet, koos sit daar by die 2 ouens, man. Nou kyk Piet ook op. Hy sê, ja, koos sit weer. En nou staan hulle op, nou maak hulle ons die chains en die vroetjies en die sigaret en alles bij elkaar. Je weet nog nou hoe lang was het nou om tot staan te komen toen we alle 2 staan te zeggen. Wauw. Al 2 mannen komen al klaar naar ons toe. Maar dat nog vroege jaren, toen ik nog een kind was. Hij zei nog droog keel gedansen. Hij vraagt later aan voor die gas hier. Ons hier niet een beetje wijn hier. Om zei jong, weet je, die andere is bij je kwijt op je wijn. Maar dan moet ons nog goed keller toe beer. Hij zei, nou stap bij die achter, maar die is nou een keers en een blaker. En hij stapt nou achterna. Kom bij die kellertje, maakt nou op. En die omloop zet nou op een rimpiestoel. Die is wel oud. En hij nou die pijp in die vat in. En 7 bottels zo staan gemaakt. Hij zei maar hij moet zeggen. Die lag nou met die keers. Maar toen hij zei, toen hij op zijn knieën zit, toen kwam hier die heerlijke koel wijn. Hij is nou al droog gedaan. En hij drank. Hij zei niet roer hem, later zo met die voet aan die zei, Stunny, kom je wijn er nog in? Hij zei, En hij drank. En die roer hem en zei, Stunny, kom je wijn nog in? En hij zei, loop je wijn niet zo tussen je wang af, de eerste baat. En die derde keer wat hij ons aanskwam, toen zei, trek die peper zo uit je bek en hij hoom zomaar zo boor die bordels. Hij zei, hey, kom maar nou zo staan. Die Engelse kaptein, die Duitse kaptein, die Amerikaanse kaptein, natuurlijk die Suid-Afrikaanse kaptein. En die eerste in die beurt is die Engelse kaptein. He said, we've definitely got the bravest sailors in the world, I'll prove it to you. Able Seaman Jones? Aye, Captain. Come here, Jones. Jones, my boy, you see this mast here? Aye, Captain. We'll climb right to the top. When you get up there, let me know, okay? Aye, Captain. I'm up here, Captain. Fine, my boy. Listen carefully. I want you to dive down into the deck. Aye, Captain. Gentlemen, that's what I call bravery. Du kom je Duitse kaptein niet bed. That's nothing. I will show you something. Able Seaman Schultz? Jawohl, Kapitein. Come and see us, Schultz. Schultz. You see this mask here? Jawohl, Kapitein. Climb right to the top. When you get up there, you let me know. Jawohl, Kapitein. I'm up here, Kapitein. Good, listen, Schultz. I want you should dive down and do a swallow dive into the deck. Jawohl, Kapitein. Gentlemen, that's what I call bravery. Nu kom je Amerikaanse kapitein. That's nothing, boys. I'll show you something. Seaman Kennedy. Aye, Captain. Come here, Kennedy. Kennedy, my boy. See this mask here? Aye, Captain. Climb right to the top. When you get up there, you let me know, okay? Aye, Captain. Come up here, Captain. Fine, Kennedy. Fine. Listen carefully. I want you to dive down, do a backward somersault into the deck. Aye, Captain. Gentlemen, that's what I call bravery. Toen kom je Zuid-Afrikaanse kapitein weer dus en ik zeg jullie wees. Zeg maar, Koos van der Merwe? Ja, kapitein, kom ik, Koos. Koos, zien jullie die paal? Ja, kapitein, is een mooi paal. Nou, never mind, klim op. Als je daar boven komt, laat me weer. Ja, kapitein. Maar dat is hoog. Klim op! Ja, kapitein. Als je daar komt, ja, kapitein, ik is hier. Wees nou mooi, Koos. Ik zei je met dek, dan dek je af. Dan doe je voor, bollen een kistje en de achterbrand een kistje en die dekken. Kapitein, je is bloody mal. That's what I call bravery.
Dapper meis, kyk hoe ding is ek in die huis. Ek is nog altyd te rekkie. Ek is nog altyd op die grijs. En ek is rof van beskof. Ek maak my broek met 'n gilslang vast. Soms skiet ek my bek met 'n klapperskoen. Maar toe vang hulle my op die grens. En hulle sluit my op in 'n beeskraal saam met 'n Duitser. Hier soldaat. En ons sit daar in die beeskraal en s'oggends jaag hulle die beeste uit. En s'aands jaag hulle ons in. En ons lewe net van melk en mis. Maar ons sê baie koeie so uit. As ou koeie s'aands kom instap by die hek, hy stap by al so wys binne kom staan hy bo my. Hy sak al af van die hek af die melk so strip agter hom lê. So lekker sê hy hom. Maar toen besluit ik later, ik zal van cholesterol vrek als ik lang niet blijf. Ik moet ontsnappen. Maar ik kan die Duitse slagen bezig moren van die donkerte van de nacht. Met de klip. En dan trek hij veel oor, hij nat veel. Ik zei van Frits, ze zullen morgen die beesten komen uitjagen. Dan gaan wij ons samen. Maar die Duitser is maar vooraan. Hij is in die kop, hij heeft die horens op, want hij heeft die brains. Maar ik moet achterbuk met die veel oor, want ik heb die exhaust. En hier kwam die mannetje en ik kom daar die beesten uit door die dag breek, maar toen zweet ik onder die vel. En toen was zo in weg, ja, toen stappen zo samen met die beesten. Maar we zouden niet bollen, En dan waai ik ze nou dan niet sterk. Tussen mijn benen deur. En toen we zo in gestappen, toen keek ik tussen mijn benen deur. Toen zei ik, Frits, jij moet dat draf vat, want die bal komt voor ons. Maak nou klaar. Maar toen ik op die grens, ze zat ik op wacht. En ik zat me net zo op bezoek aan en kijk ook aan de rivier, ook aan die grens. Kijk ik nou voor enige tekens van leven, want ik is braaf. Maak het net zo op bezoek aan, hier komt een terrorist, ik kiep baan uit. Hij komt wassen in die rivier. En ik kreeg hem in die versier. Ik denk nou gaat ik jou blazen, jou nersderm aan hij bos hangt. Maar ik denk niet, dat is zondag. Dat is wel Valentijnsdag. Ik ga die tand met jou voeren. Maar nou kan hij mij niet horen. En hij kan me niet verstaan. Nou praat ik gebaren. Nou zeg ik, als jij in die lucht mag. Dan gooi de bezoeker af, ik stap uit op die strand. Als jij in die lucht mag. Hij is kruk, hij is verzin. Ik zeg over jij niet vloeit. Ik zeg over jij niet inventariemen. Over jij niet geniekorps.
En die vark vlieg om en hy hol. En hy sê vir sy bevelvoerder, hy veg niks verder hier. Want aan die ander rivier staan 'n Suid-Afrikaanse vark. En hy sê as die son vanaand so sak, dan kom swem hy deur hierdie rivier. En dan kom drill hy vir my tot my oë omdop. Maar Jan, vertel hy storie van die twee seentjies wat nou nie by die doktersgraad so uitkom. Jong, dalk sou hulle ook daar uitgekom het. Amper gee ek nou hulle naam Pieter en Piet. Maar hou dit dan maar by Jannie en Koesie. Nou dit Jannie en Koesie was verskriklik dom geweest. Nou sit gesels hulle twee vaders met mekaar. Nou sê Jannie se pa vir Koesie se pa. Hy sê neef, weet jy, as hierdie Jannie van my nie 'n mens was nie, dan was hy wragtige Bobbejaan. Maar ook 'n baie gemiddelde een. Hy sê vreeslik dom. Koesie se pa sê, maar broer, jy's nou ondankbaar, is jy klaar oor Jannie? Hy sê, het jy al van my Koesie notisie geneem? Daar is 'n straf. Jannie se pa sê, maar man, het kan nie wees nie. Ek het die kind nog altyd aangesien as intelligent. Hy sê, weet jy, ek is skaam om met hierdie Jannie van my oor die straat te stap. Hy sê, want al die mense wat my van 200 tree vanaf sien loop met die kind daar oor die straat, kan sien ek loop daar met 'n ding wat nie op 'n straat losgelaat word. Hy sê wragtig vreeslik dom. Hy sê al die mense sal my daar verdink as onhebbelik onnoosel. Hy sê die fout lê altyd by sy ma. Koesie se pa sê, jong, as Koesie nie 'n mens was nie, wonder ek of hy die vlak van 'n Bobbejaan gehaal het. Hy sê, waar die fout vandaan kom, weet ek nie, maar ek ken selfs nie sy ma so nie. Jannie se pa sê, maar moet nou nie laat ons twee sit en stry oor die twee kinders nie. Hy sê, wag, laat ek jou liewerster maar wys. Hy roep, hy sê, Janne, kom hier. Jannie kom daar, hy sê, ja pa. Sy pa sê, luister, loop hier om na oom Gert toe, dan gaan kyk jy of ek daar is, dan kom sê jy vir my. Hy sê, ja pa, en hy loop. Koesie se pa sê, maar man, dit is nie dom nie. Hy sê, kyk, hy weet om mee te begin wie ou Gert is. Hy weet waar ou Gert bly. Hy weet hy moet sy toe loop en hy weet hy moet terugkom en hy weet ook nog hy moet loop soek na 'n ding, al is dit na jou. Hy sê die kind is regtig nie dom. Hy sê wag, laat ek jou wys. Hy roep, hy sê Koesie, kom hier. Koesie kom daar. Hy sê ja pa. Sy pa sê luister. Hy sê kyk. Hy sê vat hierdie 5 sent. Hy sê, nou loop jy hier af na die Portugees toe by die groentewinkel, dan gaan koop jy vir pa daar 'n draadloos, dan bring jy hom hier. Hy sê, ja pa, en hy vat die 5 sent en hy loop. Jannie se pa sê, maar man, dit lyk vir my slim. Hy sê, kyk, die kind weet, hy kan nie die ding loop haal sonder om te betaal nie, hy verstaan al verkoop. Hy weet, hy moet die geld vat, hy kry die ding en hy betaal daarvoor. Hy weet hy moet hom by 'n winkel koop, al is dit by die groentewinkel, maar dis 'n plek van die handel, dis 'n sakeonderneming, dit nie. Daar weet hy moet hy hom hier na toe bring. Nou ja, so sit die twee nou en wag om te kyk wat gebeur. Buite by die hek kry die twee seentjies mekaar. Jannie sê vir Koesie, weet jy om daar 'n dom paard te hê. Hy sê, weet jy, is my pa nie 'n mens was nie, was hy 'n donderse Bobbejaan.
Hy sê, weet jy, ek is skaam om saam met my pa oor die straat te stap. Hy sê, want al die mense wat my saam met hom oor die straat sien stap, moet dink, as hy so lyk, hoe moet ek lyk wat sy kind is? Kosie sê, maar man, jy's ondankbaar. Hy sê, ek het nog altyd gedink, jou pa is 'n slim oom. Hy sê, my pa, as jy 'n esel op 2 bene wil sien, dis my pa. Janie sê, man, moet nou nie laat ons twee staan en stry met mekaar. En hy sê, wag, laat ek jou nou maar liewerster wys. Hy sê, nou toe hy my daar roep, hy sê, stuur hy my hier om na oom Gert toe om te gaan kyk of hy nie daar is nie. Hy sê, die ou bloody fool, hy sit langs die telefoon, hoekom bel hy? Kosie sê, maar man, dit klink nie vir my dom nie. Hy sê, kyk, jou pa het nou in die oomblik die telefoon vergeet. Toe roep hy jou nou. Hy sê, maar hy daarom geweet hy met jou stuur na 'n plek toe. Dis oom Gert, net geweet, ry kan jy nie sein toe nie, jy het nie 'n lisens nie, jy moet loop. En jy moet daarna 'n ding gaan soek, al is dit dan na hom. Hy sê, dit klink nie vir my dom nie. Hy sê, maar vat nou my pa. Hy sê, hy gee my nou hierdie 5 sent om vir hom by die porre, by die groentewinkel 'n draadloos te loop koop. Hy sê, wragtig die watter soort. We werken daar bij die klooster. Maar hij had die kerkjes uitgeveerd, die chapel, zoals hij nou zei. En hij zei, hij zit er niet achter, maar ik zit daar bij stoep, ik zwaai met je pil, man. En hier kom die twee peren nou uit wat gaan prikken, maar die goed is nou carry te way, nog zo zullen gaan prikken, met die min haren, met die beetje haartjes om, met die lang rokken. Hij zei, je vraagt die een over de andere, Naan, broer George, hoe gaat het vanavond? En een zei, nee, broer Henry, bij slecht iemand heeft mijn bicycle gesteel. Hij zei, nou maar als jullie vanavond die kerk houden, jij vullen die wet voor. En jij komt maar bij die in van, je mag je stil niet. Dan moet je bij je klem nou opleggen. Ik denk, ik zal je zeggen, nee, hier mis ik van niks in die wereld. Ik zit die hele aanhaal voor de kerk. Die komen uit. Die zei, nou zal je ook tafel hoor. En een lekker gepreek nou, ook tafel hoor. Die zei, nou broer George, hoe gaat het vanavond? Nee broer Henry, 100% ik heb mijn bicycle gekregen. Toen ik voor hulle vanavond die wet voorhoud. En dan kom maar bij die in van je mag je echt breken. Toen onthou ook wat ik mijn bicycle verzeer. Die ou Zulu gedeelte. En hy geniet sy werk. Nou as mense na hom kyk, dan geniet hy dit nou eers. Nou die verhaaltjie word in stilte gedoen. Ek sal nou maar opstaan om te doen. Die ou Zulu, hy modelleer mense liggame. En hy het nou sy hoopie klei hier en hy het sy ou kassie hier wat hy sy modelle opmaak. En hy begin toe met 'n dame, met 'n vrou, 'n buste van 'n vrou. En hy begin toe zeg mijn zoon vader, jij gaat er in de weg met
En hy hou toe daar op. En hy skuif vir een kant toe en hy begin toe met die man. Hy sê, ja, Zindo, kom aan. Zindo, Moet ik zeggen, ik heb geen donkies. Ja, nee, kijk, met de donkie ga je niet makkelijk hemel toe. Nee, dus dat pad dat voor hem gesluit is. Mijn opa Om die waarheid te zeggen, het is amper net één figuur wat op aarde geleefd het, wat met die drek kon weg. En ik ken niet die figuur niet. Nee. Want mijn opa had gezegd, hij is een mooi dingetje als een jonkers. Maar als hij 8 dagen oud is, spelen moe en hij rust nooit weer uit. En hij zei daar zo'n mensen en die samenleving wat net zoals dat donkey is. Hij zei, als je hem aanspannen ziet, moet je hem uitspannen, zei weg. Ja, je moet hem altijd zoeken. Je hebt nooit de donkie in je hand. Nou, zo heb ik dat donkie gekend. Ik heb om 7 jaar gereden. Die smarten wat ik met hem gehad heb, nou hier noem niet, als je tijd voor mij. Ik heb een hele boek geschreven daarover. Je hebt om een donkieboek geschreven? Ik heb het geschreven voor die donkie, want kijk, als je nou een donkie mooi nagaan, ik heb het gezien later aan. Een donkie, als je nou wel kijkt naar zijn vingeren, want hij kijkt naar zijn oren, die zal nooit zien dat hij prachtig naar iets kijkt, zo om zijn oren zoeken te is. Met andere woorden, hij is een telescoop, wanneer hij nou vingeren schiet, dan leg hij zijn oren op die plek. Nou ja, zo heb ik natuurlijk nu 7 jaar ondervinding. Hij heeft mij afgegooid naar het wonderheuvel, want hij slaapt eerst. En als hij wakker wordt, gooi je af. Hij schrik om wakker, ja. Nou rijd ik van die school af. Ik kan hem misschien niet die incidentje vertellen. Ik rijd van die school af. Ik kon me niet meer afgooien met waarschuwing, want ik heb nu 7 jaar gereden. Ze hebben me nooit afgooien. Maar dan maak ik me eerst niet slaap, samen doen. Maar intussen, kijk hij hier zijn oren, wat maak ik? Nou, als hij nu ziet dat ik slaap, dan wil hij nou zeker aan ze op zijn best aan mij afstaan. Nu zat het maar zo, ik rijd 3 mijl, ik is ook moeg en die zon is warm. En nu slaap je de visant die onder een recentjebos net die langs je pad. Nou, iemand nou al een visant kent, weet het met hoe gedreid hij opstaan. Ja, op die laatste ogenblik. Heerlijk, als hij opstaan gaat hij de aarde vergaan. En dan wordt die donkie wakker en toen jij wakker wordt, dan is die donkie weg. Ja, je valt hier in de gat in die lucht dag. Ik greep naar die bloody ding om te proberen om zijn nek in de handen te krijgen, maar hij is lang al weg. Ik vat hier aan de luchtlichten. En toen ik zo voelde het voor mij, ik is nou bij en nader, ik vat aan die visant in plaats van die donkie. Want ik ben nu die lucht hier aangestuurd, ik is bij en nader aan die visant, dus daar waar die donkie was. Ik slaat me hier op die gruislippen neer en toen ik naar neerval. Ik is ook maar een mens die besluit ik nou maar kijk hier maar dan wrachtig een of ander tijd met die vergelling aan hierdie donkie. En dan kijk die klippen zo, vellen bij elkaar gemaakt, kijk wat er op het knieën past en die dagen zit niet ander op mijn stuk het toegepast en toen heb ik nou besluit. Net hier vrek die vandaag. En daar is een vuilbosboom, maar ik heb een goede halterriem gehad, ik maak hem los en maak hem van. Nu vat ik klippen als bijklippen. Ik wil nou dood gooien, want ik wil nu die plezier hebben om hem volgens Bijbel te stenen. Dat is nee, iemand de donkie kent van mij weer. Elke school dat ik me gooi, dan trek ik mijn schil uit. Dan gooi ik hem mis. Toen worden al die bovenste bassen afgegooid. Toen gooi ik in de halterriem af, toen zit donkie los. Toen besluit ik je vloek. Ik zie je op een andere manier krijgen. Ik maak niet op dat niks gebeurt, niet, ons het vrede. Ik schrijf mij een goede, ordentelijke kiri.
En ek klim op. Nou weet ek, hy slap voor 100 keer gery het, val hy slap. Nou sit ek het die keer gevat hier so sien. Ek wag nou net dat hy met slap. En nou ry ons aan. Was ek nie 100 keer nie toe slap hy. Maar natuurlijk sê jy, oor weet nou precies wat daar nie. En toe gereken is die rechte moment, en wil ek hom net hier slaan, waar sy oor het, sy kom is die enigste plek waar hy hom kan doodslaan. Die andere plek is allemaal so hard, daarom het Simpson een hond vir die steen nie doodslaan met die kakenbeen. En ek trap vast net so hard skop die aarde, en ek kerf af, en ek trek sy kop so staar, en ek slaat my hier my skijf. Wat toe slaan om nou laas sy kop Ja, sy kom voorbij. voorbij hier my knieskijf, en daar is my licht uit, ek val toe af. Van afmors dood. Lang gevat, toe begin ek my lawe en vrywe en toe voel ek nie, ek is nie helemaal dood nie, toe staan ek op, ek is so dubbel jong. Vir jou sal ek nie, toe jag ek hom aan het verder huis toe, toe jag hom, hy moet jou opgeklim. Want ek het geweet, hy is die oorwinnaar. Ek het gedink, dis net ons in Suidwes, in die Kalahari en in die Nami wat die donkie regtig ken, maar regtig, oom ken hom asof oom daar gesukkel het met hom. Nee, regtig, kyk, en daai manier, die ergste van alles, as jy op jou kwaadste is, en jy gehaal om in te spannen, van jy moet om sy nek met sy rechter, met jou rechterhand, met jou linkerhand aan sy lip, en dan kom jy nou met hom so om na die tuig toe. En as jy vaststeek, dan vind jy uit, hy is 'n halfduim te ver. Jy sal nooit weer. Ja, jy moet die waar, sleep om jy met die donkie te kry. Ja, nou, dat trek of so nie meer weer raai. Jy kry nie die item, ek tel hom op, reg op en die as ek hom neerslaan, dan trap hy op my voete. Hy is net door my stikken. Nee hoor, donkie kan ek geskiedenis geskryf. Bokkie sê my reg, is ek goed of is ek sleg? Die ding wil ek nou weet, of het jy my al vergeet? Bokkie vat hy sloop, ons moet maar sy huis toe loop. Vloek en skeel is niks, maar jaloers is liederlijk. My voet se eer te seer, maar ek spring nog soos 'n beer. O blompot van die vlei, jy so mooi, jy hoort aan my. Hou vas hier aan my hand, want dis wild daar oor die rand. Die einde van ons pad is so ver, maar ons moet stap. Bokkie sê my reg, is ek goed of is ek sleg? Die ding wil ek nou weet, of het jy my al vergeet? Bokkie vat hy sloop, las maar sy huis toe loop. Vloek en skeel is niks, maar jaloers is liederlijk. Ek dra gelapte broek, maar ek laat die aan my vloek. My pyptabak is op, maar in die tyd hou ek kop. Van swaar kry weet ek als, van die platriel tot by wals. Jy kan maar los o maat, dis my bok dat jy's te laat. Bokkie sê my reg, is ek goed of is ek sleg? Die ding wil ek nou weet, of het jy my al vergeet? Bokkie vat jou sloop, ons moet maar sy huis toe loop. Vloek en skeel is niks, maar jaloers is liederlijk. Man, hulle vertel, die ou tannie wat ook by die dokter gekom het,
Sy het seker ook maar gedink dis winde wat pla. En hy het haar ondersoek. En hy het 'n paar toetse gedoen en hy sê, mevrou, baie geluk, jy's swanger. Sy sê, dokter, maar jy's mal. Jy's heel gek. Wie oud is ek? Hy sê, nee, sy sê ek is 65. Hy sê, mevrou, dis ongelooflik, dis 'n mediese deurbraak. Ons skryf die Guinness Book of Records heel oor nou met hierdie storie van jou. Sy sê, dokter, maar jy weet nie waarvan jy praat nie. Wie oud is my ou man? Hy sê, hoe oud is die oom? Sy sê, hy's 92. Hy sê, tante, ons gat oorsee. Hierdie surrogaat drieling, dit tel nie eers nie. Hier gaan ons groot geld maak. Hier, met hierdie storie vertel nie. Bel onmiddellik die oom. Daar is die telefoon en die ou tannie het gebel. Nou gee die oom antwoord, hy sê, ja. Sy sê, jou ou stouter, weet jy, ek is swanger? En hy het so 'n tydjie stil gebrei, hy sê, wie praat nou? Nou my vrou se oupa was 'n baie eerbiedwaardige man. En nou gaan die storie dat hy en sy oudste seun het daar by die kombuisdeur in die koelteboombietjie sit en gesels. En terwyl die twee daar nou sit en gesels oor koetjies en kalfies, toe kom hier 'n hen verby met 'n haan kort op haar hake. En jy kan ook in die haan se oog sien dat hy bedoel besigheid. Hy het die hen raak gesien. Maar in ieder geval nou, en toe die twee nou hier by die kombuisdeur verbystryk, toe sien die haan, maar hier is nou bietjie papkrummels en broodkrummels en so aan by die kombuisdeur uitgevee. En hy trek sy handbriek vas en hy begin dit dapper. En oupa die spul so staan en kyk en hy het net so omgedraai en sê, George, my kind, jy moet tog bid dat jou pa nooit so honger word. Maar nou, terwyl ons nou in daai van ou Stoffel Wolf. Ou Stoffel Wolf het met die uitbreek van die oorlog, het hy in diere eet gesweer, geen ding sal aan sy baard of aan sy hare vat, voordat die oorlog nie gewen is. Nou gaan die storie hier laat. Hoeveel sap het in 55 begin skeer? In ieder geval, nou gaan die storie dat hier laat in 1901. Toe is ou Stoffel Wolf op patrollie daar in Wes-Transvaal, maar nou die ou mense het ook nie verniet die naam gehad van ou Wolf nie. Want sy hare het hier bokant sy wenkbroue begin, en sy baard het net onderkant sy oë begin. En nou is hy daarom al 3 jaar in die veld. En hy skraap hier 'n Engelse rapportreiertjie en hy jag hom in met die Mauser op die bossiekop. En hy vat hom na generaal Dellery toe. En die Engelsman het die generaal se ondervraging deurstaan. En toe vra hy vir die generaal of hy ook daar 'n woord kan sê. Ja, sê die generaal, vra gerus. Hy sê, kyk generaal, toe ek nou Suid-Afrika toe gekom het, dat ek aangeneem ek kan sneuwel, ek kan gewond word, ek kan gevang word. Hy sê, dit pla my nie. Hy sê, but general, what caught me? Daar by ons is nou ou mense nog in die ou jare, dat hulle nog die draadloos geluister in die kerk. En dat is nog die tyd van dat de mensen nog tapijt op die vloer gehad het, maar die ryk mense Valiants gereed en zo. En zo komt hij om naar bij mij, ik heb dus nou een garage daar. En hij heeft nou die jeepie gebring wat ik nou moet aan werk, maar onder andere, nou zijn draadloos ook. Maar dat is nou om nou te praten zoals hij gepraat heeft. Oh Percy Young. Hij werkt nog met de 6-volt battery. En nou komt die hele gemeenschap ons nou bij mij zo naar de kerk luisteren. Ik moet nog, ik denk dat is zo moeilijk om een story te vertellen, want je moet hem recht vertellen, dan kan je hem ook niet zo lang vertellen. Maar in ieder geval, hij zei nou kom zitten om daar in die voorkamer, in die voorreis. En ik heb nou die draadloos aan in die kerk beginnen. En daar zullen we nou waardig
Hy kyk daar in die dak, word so ver gestaar. Die ander een kyk daar op die vloer. En die een sit toe oë. Maar die môre sê die oom is daar nou 'n kind. En hy sukkel met die draadloos, want die predikant praat al sagter en sagter. Hy werk aan die volume, maar nou hou hy nou die kind, dat die kind sit nou oop. En hy het nog gewonder, wat wil die kind maak? Toe sien hy later, maar die kind se plan as om 'n vlieg te vang. Dan kom, hy sê, man, ek weerskaaf nou hier met die draadloosie. En dan sien hy loop nou 'n vlieg oor sy lip. En is warm. En die kind se lip is droog. En dan loop die vlieg in. En oor sy tong. Aan de andere kant uit en hij zat, kijk die vlieg die wereld toe van zijn bolle. Even kort daar. En dan maakt hij mannetje neer ooglet. Hij zei, nou sukkelijk moet die draadloos van die predikant praat al zachter. Maar later die peertje nam zo 2, 3 vliegen binnen. Hij zei, dan maak hij zijn lippen zachtjes toe. Daar zit nou zo, jij weet, zo'n bij in een blik. En die mensen zitten, kijk, door zo'n dak, en zo op de grond. En ik sukkel met die draadloos. En dan maak ik je zijn bek op en dan tjaart die vliegen uit. Lijkt zoals airplanes wat van jullie scheten af. Hij zei, maar het is strijd om niet te lachen, man, want die mensen zijn zo waardig. En ik sukkel met die draadloos, te laten die volumeknopje heel op. Maar die predikantse stem komt net niet uit en toen zie ik nou die man zijn vraag voorgeleid. En hij maakt toe. Maar hij houdt te lang, want ik zie hem uit zijn kist te maken zulke knoppen zoals die vliegen. Vrij uitvlieg. Hij zei inderdaad die geheime gang gekregen, dan staat hij weer zijn mis uit. Maar hij vliegt zo zwaar geleid toen je beter komt, is die vlerken zo als het schut. Lang voor ik uitgevliegen. En toen je zijn bek opmaakt, toen val hierin af. Dit is natuurlijk hoe die toemaak gewond. En dit en die rest van die kerkdienst zo'n bloedstrip naar die deur toe gestrampeld. Om bij die deur uit te komen. Maar nou zei hij om Jan, en nou moet ik dan die kerk ook recht houden. Ik zei later voor mijn zin. Maar hoe komt praat die predikant dan zo zag? Hij zei, maar die battery is dood. Ik zei op allerlei trekkers een battery en dat is toen net zo 12 volt. Maar toen je dan die battery aankomt neerzet, toen zit het nog zo. In kijk hier, in kijk daar. En die kind lijkt nog zijn wonder. En die vliegt nou amper bij die deur over de drempel. Toen zet die kind die krokodilclips aan. Maar dat is 6 volt, dan moet je maar weten. Daarom zei Jan, doe praat, die predikant moet een stem. Maar het is net of in zijn keel zo toevat. Toen trek hij net zo rookje, die radeloos uit. Nou zei hij hem zo aan zijn moer, zo aan zijn moer, zo aan zijn moer. Wat uit die Swartland het jy sien, sy is daar by haar dokter gewees en die dokter het vir haar gesê, mevrou, sy sê sy is met 'n lyf. Betekenende met sy een lyf is... beteken nou nie in hierdie geval sy is dronk of iets nie. Nee, sy is verwagtend. Sy lyk soos ek, maar is 'n ander rede, ja. Ja. En sy kom by en die dokter sê van mevrou, jy is nie swanger nie, jy is vol wind. Vol wat? Vol wind. Jy weet, party mense verteer nie hulle kos lekker nie, nee. O, nou sit die buik op. Maar sy het die dokter toe nou nie geglo nie, want sy weet 2 en 2 is 4 sien. En sy is Kaap toe na die spesialis toe. En die het vir haar bevoel en bekyk en vir haar goed geondersoek en hy sê van mevrou, jou dokter is reg, jy is net vol wind. En dit is 'n baie ongemaklike situasie en ek sou vir jou 'n voorskrif gee, dan gaan drink jy nou hierdie pille, dan sal dit nou daarom help. Ek het julle gesê, jy 'n mooi storie nie. Maar dit is pragtig. Ja, die vrou is toe nou terug en na 'n maand is sy weer by die spesialis en dit is weer pilletjies en dit is weer net wind. En sy is toe moeg vir die storie en sy stap aan, jy sien. Vergeet nou van die dokters.
Maanden later loop die dokter in die straat en hier stap sy met 'n dubbele pram met 2 kindertjies en babietjies met kappietjies op. En die dokter sê vir haar, "Mevrou, en dit?" "Nee," sê sy, "dokter, dit is nou 2 winde met kappies op." Daar in die Kokoland. In die ou dae, dis nou seker so 30, 40 jaar terug. Toe was dit wild renosters, olifante, leeu's, tiers, luiperds. Al wat jou verpes het daar ingeloop. Die mense het verjaag en geskiet en aangegaan, maar nou hoe jaag jy nou 'n leeu weg as hy kom bes van? Nee, hy laat hom nie ja nie, hy moet sneeuwel daar. Nou die ou vertel my, in die tyd wat hy Kokoland intrek, toe was dit leeuwtyd gewees, en al die mense het nou maar honde gehad, maar hy kry toe 'n hond nie aan. Klein hondjie, hy sê, met die hond het dit gegaan, soos met baie mense. As die kleintjie gebore word, kry hy nou 'n naam, wat gehele al nie by hom pas nie. Jy weet, die meisiekind is nou Elizabeth Taylor Pienaar. Goed toch, ja. En as sy groot is, trou sy net 1 keer. En die seentjie is nou, sê maar, Churchill Du Plessis. En as hy groot is, dan is die naaste wat hy aan die politiek kom, om dalk 1 keer vir die verkeerde party te stem. Of die seentjie se naam is nou Verwoerd de Villiers. Jy weet, en hy stem ook verkeerd. Of hy's Napoleon Spies. En die naaste wat hy aan die slagveld kom Ek ook kies hy vir hom Napoleon uit, ja. As hy nou eendag groot is, dan is die naaste wat hy aan die slagveld kom om met 'n windbuks op 'n kerkbazaar, jy weet, te skiet op 'n teiken. Hy sê, met die hond was dit ook so. Toe hy die klein hondjie kry, toe gee hy die hond se naam Waaksaam. En die hond sê, hy moet eintlik gewees het Slaapsaam. Hy sê, want hy het in die winter die kant die huis so omgeslaap, al agter die sonnetjie om. En in die somer daardie kant om, al agter die koeltjie om. Hy sê, teen die fondament het hy net so 'n diep sloot uitgeslaap. Want elke keer as hy gaan slaap, dan grou hy mos nou van 'n koei. Dit is mos nou 'n hond se maak. Hy sê die huis kon later omgeval het op die hond. So het hy hom uitgegraaf. En in die tyd toe kom daar nou 'n klomp leeu's ingetrek. Hy sê, en hy laat weet vir die bure, en die laat weet vir hulle se bure, en die vir hulle se bure, het 'n klomp leeu's ingetrek, en hulle kom maak hulle se hoofkwartier daar op sy plaas. Nou trek die mense saam, elkeen met sy gewere en sy spoorsnyers en sy honde. En hulle kom slaap die aand daar op die man se werf, binne in die groot huiskamp wat hulle nou spesiaal nog sifdraad omgesit het, laat die spulhonde nie kan uitloop nie. Natuurlik, ag jy leer nou die goed, maar die jare is daar nou 'n tief is wat ongeskik is vir so 'n jag, dan word die met 'n ketting by haar plaas vasgemaak, want anders dan sal jy van die honde mos nou in 'n leeu geïnteresseerd. Ja nee, hulle trek die gedagte af, ja. Nou, hy sê die aand slaap hulle daar, en die honde het nou die nag al daar met mekaar nooit 'n minuut rus vir mekaar gegee nie. In elk geval kennis maak en so. Maar die leeu's brul toe die nag nie te ver van die huis af nie, daar het hulle ding gevang. Hy sê in die ander dag môre vroeg, toe maak hulle 'n seepot koffie vir al die mense, dat elkeen 'n beker kan kry in vinnige klomp pap van vroeg môre af, en hierso, net toe die dag nou begin te lig, toe begin stap hulle uit daar by die hek. Hy sê, hy loop nou laaste uit, hy en sy seentjie, om nou te sien dat almal oor die weg gekom het. En toe hulle so by die hek uitloop, toe sê die kind, pa, maar ons vat dan nie 'n hond saam nie. Sal ons nie vir Waaksaam ook saamvat nie. Sê nou maar net, hy vang 'n kordaatstuk met 'n leeu aan.
Hy sê en hy dink nou maar kyk, dit is dalk mondelik. Hy sê toe kyk hy om toe lê waaksaam daar teen die muur van die huis. Hy lê en bekyk nou hierdie hondegedoente. Exodus. Wat hy geen, soos die Hollanders sal sê, verstand van het nie. Hy het nie behaag in die hele gespuis nie. Hulle moet tog maar weg. Hy sê nou al manier waarop jy waaksaam daar van die muur af weggekry het is om vir hom 'n klip te gooi. As jy 'n klip vat en jy gooi nou die so. Hy sê dan hol waaksaam laat hy so bars om die klip in die hande te kry, dan bring hy hom terug want hy's bang jy hou opgooi. Dis vir hom so lekker. Dan gooi jy nou weer die klip, dan loop hy hom. Hy sê en hy sê waaksaam, hy sê en toe hy buk om 'n klip op te tel, toe hol waaksaam al en hier kom hy en hy gooi die klip uit by die hek en waaksaam is uit en hy maak die hek toe en hy gooi weer die klip en so gat hulle nou aan. En hy sê later van tyd, toe hulle nou al so ver van die huis af, laat waaksaam, toe hy nou nie meer lus is vir klipjag nie, nou begin wonder of hy nou maar net sal saamloop of hy sal omdraai huis toe. Toe dink waaksaam nie weg, hy sal maar saamstap. Hy sê nou toe die son ook net mooi uit is, toe het waaksaam al hier langs hom in sy koelte gekom loop. Later toe lê waaksaam om 'n mondjie vol te rus. Hy sê dan draf waaksaam so om hulle in te haal en as hy nou gedraf het tot by hulle is hy weer so moeg dat hy eers rus. En so raak waaksaam agter, hy sê en daar kom hulle nou op die plek waar die leeu's gebrul het. Hy sê en daar kry al die honde omtrent hondestuipe. Die hele spulletjie versteen net daar. Hy sê hulle hare op hulle rug staan so. Hy is soos 'n skropborsel, hierdie ou hardes wat jy die stoep skrob, staan nie haar. Hy sê elke hond se stert is so tussen sy bene deurgeknip. Die punt van sy stert sit hier onder sy naaltjie. Hy sê van die benoudigheid drip hulle so. Hy sê en daar waar die hond sy vassteek loop kry, daar staan hy. Like jy sal sweer, hy's bang as hy 'n voet roer, trap hy 'n landmyn af. Hy sê en daar waar hy nou so staan, as hy nou so vorentoe ryk, hy sê die hond rek sy nek, hy rek hom so lank om daar te ryk waar hy wil. En daar so om aan die spoor. Hy sê en dan trek die hond sy kop terug, maar hy roer nie 'n voet. Hy sê en die van hulle wat hier by graspolle of grasstingels staan, waar 'n leeu teen geskuur het, hy sê daardie ene ryk daardie halmgras van onder tot bo. Laat jy sal dink die hond glo die leeu het in die grashalm ingetrek. Hy sê nou ken jy mos 'n hond se ryk, hy ryk mos nooit met al twee neusgate gelyk nie, hy ryk mos net met een op 'n slag. Hy sê die hond klim met sy twee neusgate so op. Teen daardie stingel tot bo. Dan draai hy sy kop so, dan klim hy daardie kant met hom af. Tot onder, hy sê daar ryk die hond om weer hier. Hy sê nou daar kry hulle die honde toe nie weg nie, die hele spulletjie bly staan daar, nou loop hulle self op die spore verder en ook nie te ver nie, daar kry hulle die leeu's. Hy sê en die leeu's hardloop deur so 'n laagtietjie en tot hulle oorkant uit hardloop, toe skiet hulle een ou mannetjie plat en die val daar in die gras. Hy sê nou staan hulle daar, hulle weet nie of die leeu gekwes is of hy dood is nie. Maar daar is nou ook geen hond wat kan loop kyk nie. Hy sê na ruk toe kom die honde daar aan, ook maar nog bewerig. Hy sê maar toe hulle daar kom waar die leeu's nou net was, waar die reuk vars is, hy daar, sê daar het die spul heeltemal omtrent op hulle voete te sterwe gekom. Toe roer nie een heeltemal. Hy sê en dit is in die tyd wat dit hom toe weer byval van waaksaam. Hy sê vir die ander mense, kerels nou maar, waar's my hond dan? Ekskuus tog. Hy sê, en dis met die wat hy kyk, en daar staan so 'n halfwas muursoep, en hy klim op die. Toe sien hy, doer,
kom waaksaam aangestap. Toe hy nou gebly lê op 'n plek is soos wat hulle nou so geloop het en toe so op die spore steek waaksaam op die geluid af sommer kort pad. Hy weet toe nou van die hele leeu geskiedenis wat agter die ander honde lê niks. Hy sê en hulle staan weg nou daar tot waaksaam so 'n entjie is. Toe klim hy van die muur so af. Hy sê waaksaam. En toe hy sê waaksaam, toe kyk waaksaam daarom so en daai tyd buk hy. En toe waaksaam sien hy buk, toe weet hy tel 'n klip. Hy sê en hier kom waaksaam, die ou sê en hy trap vas en hy gooi reg uit daar waar die leeu weggeraak het in die gras. Hy sê maar toe hy gooi toe was waaksaam al verby by hom. Waaksaam het net so opgekyk om te sien hoe trek die klip. Toe hardloop hy. Maar hy sê nou groei die gras sulke banke daar in die loopie. Hy sê dan spring waaksaam om so oor 'n bank gras te kom, maar raak hy ander kant weg en kom hy weer uit. Hy's nou soos 'n skuit op die stormsee, sien. Hy sê en daar waar die klip geval het, dis nou ook waar die leeu moet lê min of meer soos hulle toe gedink het. Hy sê daar gaan waaksaam nog weer 'n slag so oor die gras. Hy sê maar toe waaksaam daar uitkom, toe gaan hy nie weer vorentoe nie. Hy sê waaksaam is daar af, maar toe hy daar uitkom, toe sit reg uit boontoe. Hy sê soos 'n kurkprop wat jy diep onder die water gelos het. Hy sê maar toe waaksaam daar bo kan die gras so hang, was hy al halfpad omgedraai. Hy sê daar in die lug begin 'n maal waaksaam af so om te draai. Hy sê maar die lig gee hom toe nie genoeg vasstrap nie. Waaksaam moet eers nog weer 'n slag daar af. Hy sê dit moet die bitterste oomblik in waaksaam sy hele lewe gewees het dat hy op daardie plek weer moet afgegaan het grond toe. Hy sê maar toe waaksaam toe daar wegraak, toe kom hy nie weer uit. Hy sê hulle het net gesien die gras roer so daar van die plek af wat hy weggeraak. Hy sê toe kom waaksaam ook nie meer so soos 'n skuit nie, toe kom hy soos 'n duikboot. Reguit deur die gras. Hy sê maar hy het sy chunk heel weggeskit. Sy keel is totaal toegetrek. Hy sê toe waaksaam hier tussen hulle deurkom, hy sê amper skrik die hele spul ander honde, hulle het van voor af mors dood, want dit kom ons nou die leeu gewees het. Hy sê maar van sy neuspunt tot by sy stert, is hy een so reguit streep soos sy hardloop. Hy sê en toe waaksaam al toe skree ciao. Hy sê toe loop kyk en hy waaksaam mooi bo op die leeu geloop afkom. En dis waar hy sy draai gemaak het terug. Dus slag hulle die leeu af en hulle loop huis toe. Hy sê toe hulle daar kom, toe lê waaksaam al uitgerus daar teen die muur. Hy sê van daardie dag af het waaksaam in 'n klip 'n ewige wantroue gehad. 'n klip wat 'n leeu word. Hy sê as jy 'n klip vat en jy gooi hom die kant toe, dan kyk waaksaam sy. As jy die klip vat en jy gooi hom sy toe, dan kyk waaksaam die kant. Hy sê hy roer nie. Toe sê ek vir die ou man, weet jy, die hond laat my nie dink aan 'n kind wat die verkeerde naam gekry het en later in sy groot lewe nie pas by die naam. Hy laat my dink aan 'n ander soort mens. Dit is die wat onder die grootste gevaar vas aan die slaap loop. En daai oomblik wat hy hom wakker skrik, dan ken hy net een pad en dit is home toe. Om daar 'n nuttelose veiligheid sy lewe te loop sluit. Dit is waar.
draken van Terfontein. En die auto in die lampen en die Kimberleyse trein. En Mr. en Mississippi, hulle is so la-di-da. En die mama van Mama Lodi sing die bye van die byeboer baas. Barcelona en 'n yellow submarine. Is dan sang van Christiana en nou Jannie met die hoepelbeen. Soos die S in 'n kar se S-stry en 'n Fifi in die Fifi O. Is die C en Sinner in die suburbs en die L in El Debo. En die H in Hawaii, is die L in Bellendaba, en die Ma in Mamasbrie, soos die Y daar in Waikiki, en die L in Ellisras, is die S in Estrelita, en die K in Kakamas. En die R in Ermelo, is die P in Petronella, en die Koek in Koekeroekoe. Soos die Hos in Hosta Oepe, is die Mary van Marydale, en die Vou van Philippolis, laat die arme honde huil. En die Vou van Philippolis, laat die arme honde huil. Nou moet ek mos beduie en die doen ek ook sleg. Ek doen dit slegter as wat ek praat, jy weet, maar nou daar by ons die bruin manne. Het is sport. Ja. Hulle noem hom handspeel. Jy weet, dit grens nou aan skerm. Jy ken hom as Johan. Ja. Jy net met die vingers op punte dit al wat ek en jy nou doen, ons speel en as ek aan jou kop raak, dan maak ek so dat ek gaan wen. Dan is ek ook nou sommer en maar ek moet nou keer. Ja, jy moet nou keer, dan maak ek so, dan keer jy hier en kap ek jou hier en keer jy hier. Baie goed man. Hulle doen dit om hulle doen hom nou so 'n manier. Dit is nou so. Nou is daar nou een van die klongens, maar hy was op die verkeerde paai, man. En toe die dominee hom raak geloop, wat is hy, Isak Siekbojan? Ja. Je weet in de Makwaland kort ons maar af vinnig oorlaat ons so stadig praat. Ja. Jy sê nie Bobbejaan nie, jy sê Bojan. Dis nou Isak Siekbojan. Nou die dominee hom hervorm, hy is nou ook 'n gerekende man in die kerk, jy weet, elke Sondag en hy het van sy lelike weë afgesien. En die dominee was bitter trots op hom. Maar een Saterdag, soos die duiwel nou altyd maar om 'n mens is, toe verval hy nou weer in sy ellende. En hy raak aan 'n drink. En hy raak aan 'n drink en hy drink en hier lê later teen die sypaadjie man, toe hy nou uit, soos hulle nou daar sê, hy typ nou. En die dominee kom verby en hy sien maar, dis dan nou Andries Siekbojan wat hier lê. Dis dan nou my gerekende man in die kerk. En hy skop hom so. Hy sê, Andries, hoe werk jou besigheid nou? Jy het dan nou so mooi geherstel. En nou, jy dan nou mooi so, maar Andries lê nou net, Andries kyk om en hy skop hom weer, hy sien toe, sy mooi praat, help niks, hy sê, Andries, as die liewe vader jou nou van die hand kom maar,
Wat vanmiddag kom al wat dan? Andries lig hom so op en hy sê dis daarom nie net vir kom vat nie. Maar dit is 'n bekende plek die onder. Ja, baie bekende. Ja, dis so 'n strand, so 'n visdorpie hulle. Die meisies nog daar al hulle klere aan hoor. Nee, daar kom meisies nou van die stad af so nou en dan wat nou 'n aardigheid verskaf. Avontuur soek, kom hulle maar anders daar nie meisies. Nee, niks en julle plaas natuurlik avontuur daar hier. Nee, daar's niks avontuur, net iemand wat dit kom soek daar. Die kom die meisie nou uit die stad uit naar boyfriend of wat noem. Maar daar het nou 'n ou skuitjie uitgespoel. Sommer die see te maar uitgegooi. Nou lê hy met sy seilkant bo. Sy het nou daar gestap. Daar's die sitplek. Daar is hierdie strande wat julle hier het wat bankies. Man, hy is daar gestrand hier. Nee, maar net praat mos van die kant man. Wat strand sê jy? Strand. Nou gaan sit sy op die ou skuitjie. Sy gaan lê nou sy het nou bikini aan en wat jy nou by dit het. Maar die seevoëls het mos geweldig vloeie luise, so 'n tipe luis. Versuip hy nie in die see nie? Nooit, jy kan hom onder die water vir 'n jaar hou, hy bly lewe. Maar as hy jou byt om Jan, dan staan jy nou op. Net hier. En jy gaan doen wat? Jy krap, waar hy byt krap. Never mind waar, maar nou moet die mense vir jou 'n boksie vat. Ja, in die dorp Ek sal vir jou van daai luise bring waar hy byt krap. Never mind waar dit is nou. Nou lê hy op die skuitjie lekker in die son. Nou klim die luise nie net in nie, honderde op haar. Is hy skrik later wakker toe byt een. Sy hardloop nou oor die strand en die boyfriend het nou daar op die sand gelê en sy kom sy sê my moet help. Nou krap hy hier, sy krap. Ag man. Ja, nee, ek sê as daar een man is wat hom dit kan voorstel en jy sal glo waar hy krap en Ja, dit raak al erger en later as 'n ou kafeetjie net oor die ander kant die strand. Nou hardloop hy vir 'n bolletjie hierdie vlies spuit goed. En hy hardloop terug. Nou spuit hy. Maar sy nou die ergste jukke spuit hy en krap en dit gaan die keer. Nou daar's toe nou nog al die tyd vloeie op haar. Duisende. Nou kom die ou boer, hy het nou ook gestap in die strand af en ek kom staan, kyk nou die bedryf, nou so deur mekaar besigheid. Die ou sê vir die mannetjie, ou maat, ek wil nou nie slim wees nie, maar jy moet nou nie 'n ding doodspuit wat jy miskien nog vanaand sal nodig hê. Iets belewe wat snaaks was. Man, ek was nou 'n soort onderwyser wat jy sou sê, hy was nie wat se nie. Maar jy weet die geluk daar uit my wêreld uit is mos nou laat die onderwyser en die ouers het mos nie kontak met mekaar nie. Die ouers reken die onderwyser vreeslik, jy weet. En nou al kontak wat nou tussen 'n ouer en 'n onderwyser is die rapport wat die kind nou elke kwartaal huis toe vat. En 'n soort ou Jan nou standaard 4 is hy nou, maar hy is nie goed nie. Man, sy besigheid lyk nie soos hy moet lyk nie. En toe hy klaar eksamen geskryf het, toe sien hy is nie wat hy moet wees nie en hy dink dadelik hy sal moet huis toe en hy moet verslag loop gee, want jy weet wat op die rapport staan is evangelie. As die rapport swak is, kry jy op jou moer. As hy goed is, dan sê hulle, nee, is alright, dis moet kom ons jou skool toe stuur, jy weet. En nou kom al sy pa om, en al die kinders, en nou nog die bure se kinders ook, jy weet, die mense ruimer, nie, so min moontlik. En nou klim hy die motor, maar hy sien, hier is 'n vreeslike fout. Nou hou sy pa hier op 'n plek stil, daar eet hulle nou, jy weet, daar het ma se huiskos, dit is nou vleise, jy weet, hierdie rugvleise, goed, dit is 'n belewenis, die kinders is nou vrek van die honger ook uit. Maar Jan het met kos niks te doen, hy is nou amper soos ek vanaand, hy dink nie aan kos nie. En hy het hom toegerus, hy het vir hom 'n pen in sy sak gesteek in 'n uitveer. En hy weet mos nou, dis sy rapport, want dis sy meneer wat daar geskryf het, en hy loop, maak die ding nou mooi op die rapport, en hy sien ook toe, dit is die ergste. Jan se werk is baie swak.
As hy nie skouer aan die wiel sit en sy uiterste inspann nie, sal hy sekerlik staan 4 druk. En hy dink, nee, so kan hy nie lyk nie. Nou hy die uitpeel in die tong en daar vee hy nou uit. Nou, het hy hom lekker uitgevee, nou staan daar nou net Jan se werk is. Alle ander goed het hy nou uit. Toe skryf hy nou na, maak hy die juffrou se handskrif, die meneer se handskrif na, toe staan daar Jan se werk is goed. Maar toe sien hy sy pa sal sien, hier se gemors, hier dan nou goed gestaan, hier staan hy nou nie meer nie. Toe dink hy maar hy moet maar die stuk ook vol skryf. En toe sy pa nou die rapport lees op die in, toe staan daar Jan se werk is goed, mag hy lank lewe.